Goeienaand en hartlik welkom hier by ons eerste Bybelstudie live op Facebook vanaand. En dit is Dinsdag 6:30 saam met Karen hier op die Dak International page. Nou terwyl ons alles so lekker gaan share na al ons platforms toe, kan u dit ook asseblief doen. Dit help geweldig. Baie dankie vir almal se getrouheid wat dit die week gedoen het. Dit het soveel mense bereik. Baie dankie daarvoor. En terwyl ons dit dan ook doen, is u dan ook welkom om dit op u tydlyn te sit, op u status, en so kan almal ook deel wees daarvan. Loof die Here. Prys die Here. Rika is ook voor op Bybelstudie. Ek gaan nou lekker daar gesels. Hallo julle, dit is awesome om hier te wees. Prys die Here, dankie vir almal wat ingeskakel het sover. Deel dit asseblief sover as wat jy kan, sodat nog mense kan inskakel. Baie welkom aan al ons nuwe mense vanaand wat ook deel geraak het van die Bybelstudie, wat opgewonde is om te kom leer en ook so onderrig te word in die woord van die Here. Wat 'n heerlikheid. Al ons mense wat dit al gedoen het, wat al deel was van alles. Ek kan vir julle sê, dit is nou so ryp en so seker en opgewonde in ons harte, sodat ons dit graag met almal wil deel. En terwyl ons so deur dit gaan, raak dit nog ryper. Ek dink nie, mens kan ooit, dit is so oulik. Zoe sitting with us, Rika is daar, die jong mense is opgewonde, die kinders is opgewonde. Ek het nog lanklaas so iets beleef. Goeienaand Maria, baie welkom by ons, en almal wat nuut is, en die oues, maak nie saak nie. Elsabie, baie welkom vanaand hier by ons. Daar's nog ek net gou kyk hierso, ek het al van die mense gemis omdat ek uitgegaan het. Arina, baie welkom.
Ag, dis net 'n heerlikheid om almal so te sien. En van die mense het ek ook nie. Bertha, baie welkom. Marie Antoinette, dit is nou juffrou Nana, daar by Babietjie se skool. Baie welkom. En soos almal nog inskakel, Cynthia en almal, dit is net amazing, prys die Here. En dit is u wat gehelp het dat almal by hierdie Bybelstudie kan uitkom. En dit is so opgewondenheid in ons harte, want dit is 'n groot behoefte in kinders van die Here se lewe, om so lekker Bybelstudie te hou, om te verstaan, om deel te wees van kinders van die Here, om saam met hulle die pad te stap. Lani Greef, goeienaand, welkom hier by ons, en so kan ons almal ook dan toegerus word vir die woord van die Here. Nou, baie mense is baie benoud of daar 'n eksamen is vir die Bybelstudie. Daar's geen eksamen nie. Daar gaan geen toetse afgelê word nie. Al wat gaan gebeur is, ons gaan onderwerpe vat en ons gaan stap vir stap lekker deur dit werk en om dit te verstaan, lekker comments opsit, vrae opsit. Die WhatsApp is oop as jy vir my 'n WhatsApp wil stuur. Dit maak nie saak hoe jy met ons wil gesels nie. Jy is verskriklik welkom. So enigiets wat jy nie vanaand verstaan nie, wat vir jou onduidelik is, wat ons wel bespreek het, en terwyl ons so deurgaan, asseblief gesels saam. Dit is waarvoor die Bybelstudie bestaan, is soos hier moet ons saam praat. Hier moet ons sekerheid kry. Ek dink net ons eksamen is ons daaglikse lewe. Ja, ons eksamen is ons daaglikse lewe. Dis so mooi, die toepassing van dit wat ons leer hier by die Bybelskool. Nou ek wil net graag vir ietsie noem voor ek begin met enige iets. Dat die doel van hierdie Bybelskool is nie om jou weer tot bekering te lei nie. Want baie kinders van die Here, hulle stap al 'n lang pad saam met die Here. En hulle het al baie dinge gedoen wat reg was in die evangelie. Hulle het baie dinge dalk al verstaan in die evangelie. En baie is dalk al leraars, baie het al 'n leidende posisie dalk, of Bybelskole gedoen, of pastorale kursusse gedoen, of wat ook al. En nou vra mense, hoekom moet ek by die wedergeboorte begin? Dis vir my elementêr. Hoekom moet ek dit nou weer doen en goeders? Nou, dit is nie om jou weer tot bekering te lei nie, glad nie. Maar as jy die sekerheid kan hê van alles in die evangelie, en dit kan vasmaak in jou hart, kan jy dit ook uitdra met daai gesag wat jy dan in jou lewe het. So ons gaan saam leer, ons gaan in diepte hierdie onderwerp vat, en ons gaan hom tackle, en ons gaan hom deurwerk, sodat jy as kind van God vanaand so 'n sekerheid het, 'n standvastigheid, 'n onbeweeglikheid in jou lewe, dat jy presies weet hoe om ook dit oor te dra aan iemand anders. Baie keer kom ons in situasies en ons is nie seker nie, en dan is dit waar ons bubbles up en ons trek terug en ons voel, ek kan nou nie gekonfronteer word met hierdie situasie nie, en dan kruip 'n mens weg in die evangelie. Maar wanneer 'n mens seker is en jy voel, Here, ek weet wat aangaan in die woord van U, ek het geleer, ek het verstaan, dan kan ek dit met vrymoedigheid met iemand anders deel. Is dit nie so nie? En dit is net 'n opgewondenheid vanaand. So dit is vir elke een, of jy nou al lank die pad stap, of jy nou kort tot bekering gekom het, of jy nog nie tot bekering gekom het nie. Hierdie Bybelskool is letterlik vir elke liewe persoon. Amen. En dit is die awesomeness hiervan. Hierdie Bybelskool kan jy gebruik as 'n tool in die evangelie. Dit is 'n riglyn wat ek vir u kan sê, wat met sekerheid geskryf is, wat deur die Bybel gegaan is, en seker gemaak is boodskap vir boodskap vir boodskap, om werklik te verstaan en te besef en te weet dat hierdie Bybelskool is vas. Amen. Al wat nou nog gebeur, dit word nog meer ryp. Dit word nog meer seker. So dit wat ons vir u leer in die woord van die Here, het ons seker gemaak dat ons vir u wel die regte ding leer. Dat ons hier nie op 'n dwaalspoor sal lei nie, want dis iets wat ons nooit ooit in ons lewe wil doen nie. Ons wil seker maak dat dit wat ons mekaar leer, die regte ding is. Nou kom ons skop weg en ons begin lekker met hierdie onderwerp vanaand. Maar ek kan vir u sê dat daar is baie beginsels in die woord van die Here.
Daar is nie net een beginsel nie, daar is baie beginsels. En wanneer 'n mens beginsels in die woord van die Here begin verstaan, kan ek vir jou sê, wanneer die mens dan die woord lees, dan maak dit vir jou sin. Wanneer jy die Bybelvakke dan lees, die Bybelstudie wat ons aanbied, dan maak dit vir jou sin en dan kan jy regtig verstaan waaroor die woord van die Here gaan. Want anders probeer ons elke skrif ontleed. En baie keer kom ons by baie snaakse dinge uit. Maar wanneer ons die beginsel verstaan van sekere dinge in die woord van die Here en jy lees dan die woord, dan verstaan jy die konteks van dit wat jy lees. En dit is daai sekerheid in jou hart. Dan gaan daar nie 'n gestryery wees en jy gaan nie rondgeslinger word deur allerlei dinge nie. So ek wil dit nie vooruit hardloop nie, kom ons begin lekker stap vir stap deur hierdie Bybelskool. En ons gaan dit nie jaag nie, ek wil dit glad nie afjaag nie, maar ek gaan ook nie uittrek nie. So ons gaan kyk hoe lank die deel gaan vat wat ek vanaand wel met u wil deel as daar vrae tussenin is. Dan, dis nie net 41 mense nie. Ek wil gou vir julle sê, die oogie wat jy daar sien met die getal, kan jy omtrent met 10 maal. Dit is omtrent die getal wat op hierdie stadium kyk. So ons loof die Here daarvoor. Prys die Here. Okay, so. Ons gaan begin met hierdie onderwerp van wedergeboorte. Okay. Prys die Here. So onthou net, as jy tussenin wil vra, as jy enigiets onseker het, asseblief praat. Kom ons begin net gou hier by die punt waar ek hier wil afskop. So vanaand begin ons met die eerste deel van ons Bybelstudie. Nou, ons gaan eers 'n lekker oorsig gee oor die beginsel waaroor die onderwerp gaan. So as jy vanaand die beginsel kan verstaan van waaroor hierdie onderwerp gaan, kan ek vir jou sê, as jy dan jou handleiding begin deurgaan saam met ons, gaan dit vir jou soveel sin maak. Dit is nou wanneer soos jy nou in 'n vak inskryf in die universiteit of in die skool of wat ook al die geval mag wees, en die dosent of die meneer of die juffrou wat ook al staan voor in die klas, en hulle verduidelik vir jou die oorsig van waaroor daardie vak eintlik gaan. Nou het jy 'n idee. Okay, dis min of meer wat ek mee te doen het in hierdie vak wat ek nou gaan leer. En dit is wat ek nou gaan doen, om so 'n bietjie vir jou 'n oorsig te begin gee oor dit wat in die handleiding aangaan. Nou vanaand gaan ek nie per se in die handleiding werk nie. Ek gaan eers 'n bietjie allerhande dinge bespreek, sodat ons net eers die beginsel van alles verstaan. Maar as jy dan hierdie handleiding gaan ek vir jy sê, jy gaan baie meer dinge verstaan, begryp, en dit gaan vir jou seker en duidelik wees in jou hart. Nou, die eerste beginsel wat ons as kind van God moet verstaan. Nou, ons het nou tot bekering gekom, ons is gedoop, ons stap die pad van die Here en al die dinge, maar daar is 'n beginsel wat ons as kind van God, elke kind van God, moet verstaan die oomblik wat ons tot wedergeboorte gekom het. En dit is die verantwoordelikheid om die evangelie uit te dra. Nou, dit is glad nie nodig om 'n voltydse prediker te wees, om jou werk te los, alles te laat staan en nou net te begin preek nie. Want in jou plek omgewing moet jy die lig wees. Orals waar jy beweeg, moet jy die evangelie uitdra, of die lewe leef, of die lig wees, sodat ander kan sien hoe die evangelie uitgeleef word, sodat dit ander ook trek na die Here toe om gered te word. Amen. Okay, so jou plek, jou tyd en jou omgewing is 'n gawe wat God vir jou gegee het om nuttig te wees in sy koninkryk. Nou as ons net daaraan dink, dan besef ons al klaar, ons het 'n geweldige verantwoordelikheid as kind van God om te besef wat is eintlik ons doel in die evangelie. Nou, as ons nuttig is in die evangelie, dan kan ons siele win, en wat moet ons doen wanneer ons siele gewin het? Ons moet hulle dan leer wat die weg, die waarheid en die lewe is. Dit help nie. Iemand kom tot bekering en hy gee sy hart vir die Here en hy leer niks verder daarna nie. So 'n persoon val net so terug in die wêreld, voel dis nie moeite werd nie, en dit is die doel van hierdie Bybelstudie, sodat elkeen van ons wat nou kyk, gehelp kan word om werklik sekerheid te hê,
sodat wanneer jy iemand bedien, of moet help, of moet leer, dat jy dit in daai sekerheid kan doen. En jy het 'n handleiding. Jy het hierdie Bybelstudie as 'n handleiding. Jy kan bly teruggaan soontoe, jy kan vir ons vra, jy kan ons kontak, en ek wil dit vanaand asseblief vir u sê, jy mag ons kontak, jy mag met ons praat, jy mag enige iets vir ons vra. Asseblief, moenie onvrymoedig voel nie, jy's altyd welkom. Dis ons werk, dis wat ons doen. So ons is nooit te besig nie, jy gaan ons nie pla nie. So asseblief, jy kan ons bel, jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur, jy kan vir ons 'n voice call doen, jy kan vir ons 'n video call doen, maak nie saak nie. Jy is verskriklik welkom om dit met ons te kan deel en doen. Nou prys die Here. Maar wanneer ons op hierdie stadium in die breë kyk na kinders van die Here, sien ons 'n ander tendens. So ons gaan net eers 'n bietjie daaroor gesels. Wat sien ons wanneer ons na kinders van die Here kyk wat tot bekering gekom het, wat tot wedergeboorte gekom het? As jy al vra, as jy al enige iets, is almal nog by, is almal nog happy? Asseblief stop my as jy enigiets wil vra of sê of wat ook al die geval mag wees. Nou, dit is natuurlik om 'n kerk te soek waar jy gemaklik voel. Nou, jy woon diens vir diens by en jy voel self lekker. Maar jy verstaan nie die verantwoordelikheid wat ons as kind van God het nie. So as ons baie keer tot bekering kom, tot wedergeboorte kom, ons ontvang hierdie nuwe lewe, ons ontvang die Gees van God in ons harte en al die mooi dinge, ons sien anders, ons verstaan anders, ons weet anders, ons leef anders, dan voel ons moet nou aangaan met 'n goeie lewe. Ek moet vir my 'n kerk gaan soek, wat ek en my familie elke Sondag of watter dag ewer kerk gehou word, bywoon, en my kindertjies kan Sondagskool toe gaan en al hierdie dinge, so ek doen my plig in die evangelie. Ek lewe hierdie goeie lewe, ek gaan aan met die kerk. Okay? So dit is wat ons as kinders van die Here doen. Maar, stadig maar seker, maak jy jou verantwoordelikheid, jou geestelike verantwoordelikheid, iemand anders se verantwoordelikheid. Is dit nie so nie? Jy maak jou geestelike lewe, die prediker of die kerk, of waar ook al jy heen gaan, en in gemak sit, iemand anders se verantwoordelikheid. Nou, stelselmatig sterf die geestelike, wat in jou siel gebore is, weg. En ek wil hê ons moet baie mooi hieroor besin, want dit gaan nie net vanaand oor kerk toe gaan nie. Dit gaan nie net vanaand oor 'n goeie lewe nie. Ons, elke kind van die Here, het 'n verantwoordelikheid, want onthou net, ons is die huis, die gebou, die tempel van God, waarin hy woon deur die Gees wat in ons hart is. En dit is ons verantwoordelikheid, om daai huis, gebou, tempel, in stand te hou. Saam met God. Ons is medewerkers van God. So ons moet saam met God werk, sodat daai tempel, gebou en huis van God in stand gehou word. Dit gaan nie oor geboue hier nie, want God woon nie in tempels en kerke en dinge wat met hande gebou is nie. Hy woon in ons harte deur sy Gees. Okay? So ons kan God nie beïndruk deur enige gebou nie. Dit wil ons net gou uitklaar. Nou, waaroor gaan die evangelie dan? Dit gaan om 'n goddelike geslag na vore te bring. Dit was die opdrag aan die begin, en dit is nog steeds die opdrag. Amen. Nou, hoe gaan ons dit kan doen? Hoe gaan ons daarby uitkom om as kind van God 'n goddelike geslag na vore te bring? Gaan almal, ek is op die, goeienaand almal. Hallo Lali, ek is bly jy's deel, prys die Here. So, wat nou gebeur is, kom ons begin by 'n punt. Hoe kan ons 'n goddelike geslag voortbring in ons lewe? Die opdrag van God aan Adam en Eva aan die begin staan nog steeds vir ons as kind van God. Nou, jy word 'n disipel deur jou wedergeboorte, en jy moet ander disippels gaan maak. En soos Jesus ons geleer het in Matteus 28 vers 19, kom ons lees dit gou. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou
wat ek beveel het. En dit is wat ons nou gesê het. Jy moet disippels gaan maak en jy moet hulle kan leer. So jy as kind van God moet seker wees van jou geestelike lewe. Jy moet bereid wees om te leer, jy moet bereid wees om jou hart op te maak, want ons almal moet vrymoedig wees in die evangelie. Ons almal moet werk in die evangelie. Niemand mag stil sit nie, want dit is hoekom die evangelie in so toestand geraak het. Die waarheid is vermis. Daar's nie meer mense wat opstaan vir die waarheid met sekerheid en onbeweeglikheid in God se koninkryk nie. Nou wanneer jy bereid is om jou hart oop te maak, dan kan jy geleer word. En jy kan met sekerheid en met vrymoedigheid met ander mense deel, sonder om terug te trek of weg te skram as daar een of ander konfrontasie is. En ek sê nie, jy moet iemand gaan aanvat nie, as iemand nie saamstem nie, los dit, draai weg, gaan aan, maar baie keer kan jy dalk net vir iemand 'n antwoord gee, wat hom kan help met sy geestelike lewe. Nou dit is die doel van die Bybelskool, van die Bybelstudie. Ek wil heeltyd sê Bybelskool, want dit is waarmee ons begin het, maar ons het dit oorgesit in 'n Bybelstudie, sodat elkeen kan deel wees hiervan. Nou, ons wil elkeen oplei wat sy hart oop is om te leer. Elkeen moet toegerus word vir hulle dienswerk. Nou dit lees ons in Efesiërs 4 vers 11 tot 16 en u gaan sien dat alles wat ons sê word in die woord gestaaf. Die woord bly die hoogste gesag. Ons verduidelik maar net aan u die woord. Okay? So dis nie ons eie idees, gedagtes, dinge, opinies en goed wat ons uiter nie. Dit bly by die woord van God. Okay, so Efesiërs 4 vers 11 tot 16 is almal nog reg. Die woorde maak my opgewonde en gee 'n mens 'n doel. Prys die Here. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kan kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. So daar moet iets in ons as kinders van God se lewe gebeur. En dit is hoekom daar leiers is in die evangelie, wat wel die evangelie bedien, sodat ons kan in 'n eenheid kom van die kennis van die Seun van God. En ons moet groei tot die volle mate in Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, want as mens nie wil leer nie, as jy nie jou hart oopmaak om te leer en te verstaan nie, bly jy 'n kind, jy bly praat soos 'n kind, jy bly dink soos 'n kind, mense verlei jou agter valshede aan en al die dinge, want jy weet nie wat in die woord van die Here staan nie, jy gaan maar net goed smoets agter almal aan, sonder om moeite in jou eie geestelike lewe te doen. Nou hy sê, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sal opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning van elke lid gee die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. So ons as kinders van God is ingeënt in die Here Jesus Christus, in die liggaam, saamgevoeg, saamverbind. Ons moet een mening en een van sin en een van mening wees. Daar kan nie 1000 opinies wees nie, want in die waarheid is daar een riglyn. En dis die woord van die Here en dit is hoe ons moet lewe. Nou, in die liggaam is ons ingeënt in hierdie wynstok en dit is die Here Jesus Christus en ons moet leer om sy gebooie te onderhou en om diensknegt te wees en dit is hoe ons dit ook aan mekaar moet uitdra. Ons moet die Here Jesus Christus se voorbeeld volg, dit wat hy vir ons nagelaat het, dit wat hy vir ons geleer het en ons moet dit aanneem en toepas. Amen. Nou baie lekker om dit weer soveel eenvoud te hoor. Dis wonderlik. Prys die Here. Dankie dat jy so lekker kom en dit is net awesome. Is lekker om na die comments te kyk. Nou, ons tema van die eerste les is wedergeboorte. Nou, hier begin dit nou baie interessant raak. Moenie afsit nie, bly by. Dit is so awesome. Daar gaan nog baie mooi goed vanaand uitkom. So bly by ons asseblief. Daar gaan nog baie interessante goed uitkom vanaand en ek dink dit gaan nie so
opgewonde maak. Ek was vandag so opgewonde, ek het gevoel of ek gaan bars. Ek het vir my man gesê, ek weet nie wat om met myself te doen nie. So ja, ek het naderhand net gelos en gesê, ek gaan nou net bid, want ek gaan van my trolley afraak, van alles wat ek net verstaan in die woord van die Here. Dis net awesome, die woord van die Here is so ryk en heerlik. Ja, dis 'n heerlikheid. Nou, wedergeboorte is dalk 'n term wat nie vir almal bekend is nie. Maar dit word deur Jesus aan Nikodemus verduidelik in Johannes 3. So gaan lees gerus Johannes 3 deur op jou eie tyd. Dit gaan in elk geval ook in die les wees en dan kan ons ook weer lekker daardeur werk. So ek noem net vanaand 4 punte. Ek gaan nie in alles in detail in nie, want dit gaan 'n oorsig wees van die vak om die opgewonde te maak met dit wat ons gaan leer uit die woord van die Here uit. Wow, awesome. Nou, ons gaan hierdie onderwerp breedvoerig bespreek om die omvang daarvan te verstaan. Waarom moet dit in ons lewe plaasvind? Nou, wedergeboorte is die eerste stap om kind van God te word. Dis jou vertrekpunt. Okay? So dis die begin van jou geestelike pad, is jou wedergeboorte. Voor dit is daar nog niks. Okay, daar's geen verhouding met die Here nie. Hy hoor hierdie gebed van 'n sondaar en ons gaan alles nou lekker daardeur werk. So wedergeboorte, as jy jouself bekeer, dan skenk God vir jou die wedergeboorte en so begin jy dan die padstap. Maar ons gaan nog lekker by alles uitkom. Nou, dit is ook die begin van jou fondasie. Nou, as jy kyk in jou handleiding, Stanley het dit so mooi bespreek en volledig vir ons neergepen van bladsy 2 tot en bladsy 4 van jou handleiding. So gaan dit gerus deur, gaan kyk na die breedvoerige bespreking wat hy daar het, die verduideliking van die fondasie. Maar ek gaan net so 'n paar punte noem dat ons net by is by mekaar vanaand. Nou, ons gaan seker maak in hierdie Bybelstudie dat ons fondasies reg gelê is, want soos Jesus dit vir ons kom duidelik maak het, okay? So, ons moet seker maak, is ons fondasie op die rots of is dit op die sand? Volgens Matteus 7 vers 24. Dis die kern van alles. Nou, die fondasie wat jy in jou lewe, in jou geestelike lewe het, bepaal of jy wys is en of jy dwaas is. Nou, as jou fondasie nie reg gelê is nie, dan lees ons in Matteus 7 vers 21 tot en met vers, ek net gou kyk, 23. Matteus 7 vers 21 tot en met vers 23. Dan is dit wat met ons kan gebeur en dit wil ons nie graag hê nie. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So nie almal sal ingaan in die koninkryk van God, wat sê, Here, Here, wat sê ek is 'n kind van die Here, wat sê ek het tot wedergeboorte gekom, sal ingaan in die koninkryk van die Here nie, maar net hulle wat die wil doen van die Vader in die hemel. Nou, wat is die wil van God? Dit is sy woord, dis reinheid, dis heiligheid, dis waarheid, dit is opregtheid, dit is geregtigheid, dis al hierdie mooi dinge, en dit is wat ons moet hê in ons lewe en verstaan in ons lewe, sodat ons kan hemel toe gaan. Ons kan nie met ons eie opinie, met ons eie idee, met ons eie gedagte, rebellie, opstand, of wat ook al die geval mag wees, teen God se woord in die hemel ingaan nie. As jy weet iets is verkeerd en jy bly dit doen, sit jouself in 'n geweldige posisie. En dit is wat die Here met ons wil deel en praat, sodat ons kan verstaan waaroor sy koninkryk gaan. Nou, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, en hoor mooi, ons het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedryf, en in u naam baie kragte gedoen nie, dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat ongeregtigheid werk. Want die woord praat van die wat, die werkers van ongeregtigheid, ekskuus. So die woord praat daarvan, so hoe werk jy vir die ongeregtigheid? Jy doen nie wat die woord vir jou sê nie. Jy doen nie die wil van God nie. Dan sien God jou as 'n werker van ongeregtigheid. En hy sê, ek gaan jou nie ken nie, al het jy jou hart vir die Here gegee, al profeteer jy, al preek jy, al vertel jy vir mense van die evangelie, en jy self leef nie die lewe soos wat jy moet nie, gaan jy nie in sy koninkryk ingaan nie. Dit is die erns van die evangelie.
Die woord staan vas, mens kan dit nie daarmee strei nie. Dis reg, mens kan dit maar, mens lees dit, maar neem dit nie ernstig op nie. En dit is baie keer, mens lees baie keer oor die skrif, en jy voel, ag, is nie vir my nie. Maar as mens werklik kan verstaan hoe ernstig God is met sy woord, met dit wat hy vir ons neergelê het, dan raak ons as kind van die Here wakker en besef, joh Here, ek het 'n verantwoordelikheid in my geestelike lewe. Nou kom ons lees in Matteus 7 vers 26. Ons lees daar, ek gaan nou nie die hele gedeelte lees, ek gaan dit net so 'n bietjie oor deurpraat, dat Jesus sê daarso, dat daar's wyse kinders van God en daar's dwaase kinders van God. Nou die wat hulle fondasie, hulle huis, op die rots bou, op die Here Jesus Christus, op die woord, hulle is die wyses. Maar hulle wat dit nie doen nie, is dwaas. So dit is my so erg om te dink, die wyse luister na die woord van God en hy doen dit. Die dwaase luister ook na die woord, maar hy doen dit nie. Sure. So dit is die verskil tussen 'n wyse en 'n dwaase. Nou, die wat hulle huise op, dit laat ons natuurlik nou dink aan die wyse en die dwaase maagde, wat ons lees in Matteus 25, van die 10 maagde. Kinders van die Here, van hulle is dwaas, van hulle is wys. Ons lees van die skape en bokke wat geskei word. Ons lees van die wat op die rots en op die sand gebou het. So, daar kom 'n skeiding in kinders van die Here se lewe, en dit is die skrikwekkende deel. So jy kan jou hart vir die Here gee, jy kan tot wedergeboorte kom, jy kan gedoop word en al hierdie dinge, maar doen jy of leef jy jou fondasie volgens die woord van God? Of doen jy dit volgens jou eie opinie, eie gedagte, eie dinge, rebellie, opstand, al hierdie dinge, dwaasheid in God se koninkryk. So dit praat baie, baie hard met ons vanaand. Dit is seker die hardste woorde om eendag te hoor. En dit is die groot ding, dit is hoekom ons eerder nou dit moet hoor en uitsorteer. Ons kan nou nog iets aan ons saak doen. Want met die wederkoms gaan dit geopenbaar word. Wie is die skape en die bokke? Wie is die wyse en die dwaase maagde? Wie het op die rots gebou en wie het op die sand gebou? So, en elkeen wat verkeerd gebou het, wat dwaas was, se val gaan groot wees met die wederkoms. So, ons wil nie dit hê nie. Ons wil nie ons lewe geopenbaar hê as 'n dwaas by die wederkoms nie. So, dit is 'n groot saak in ons lewe. Ons moet verstaan hoe belangrik dit is om ons fondasie op die rots te lê. Nou, waarom die wedergeboorte, die vertrekpunt, die begin van ons fondasie? En hier raak dit 'n heerlikheid. Asseblief bly by ons. Dit gaan so lekker wees om hier deur te gaan. Nou, om die hele omvang en begrip te verstaan, moet ons by die begin, by Genesis 1. Daar is hy. Alles begin by Genesis 1. En om hierdie begrip van wedergeboorte werklik te verstaan, begin ons vanaand by Genesis 1. En jy gaan sien, deur hierdie Bybelstudie gaan jy van Genesis tot by Openbaring op die ou einde die hele woord verstaan. Is dit nie awesome nie? So asseblief, ek moedig jy aan om by te bly, om nie weg te val nie, om seker te maak dat jy verstaan wat in die evangelie aangaan. Nou, Jesus is deur God voortgebring en het bestaan van die begin af. Nou, dit lees ons in 1 Johannes 2 vers 14, omdat julle hom ken wat van die begin af was, en ons lees dit ook in Johannes 1 vers 1 tot 4, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. So God het alles deur Jesus, die woord, wat die woord is, geskape. Okay, so van die begin af was Jesus, en alles is deur hom geskape. Niks het ontstaan, niks is geskape sonder Jesus nie. Nou ook die mens wat hy in Genesis 1 vers 26 van praat, wat hy gesê het, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. God het hier met Jesus gepraat, wat al reeds bestaan het en waardeur alles gemaak is. Het ons daai punt, verstaan ons dit? So Jesus was van die begin af, hy het van die begin af bestaan, en God het alles
deur hom geskape. Yes, amen. Nou die mens, wat hy hiervan gepraat het, is in die begin geformeer as siel. Yes. Okay? So ek wil hê jy moet by my bly, terwyl ek hierdie gedeelte deurgaan, want as jy hierdie verstaan jy verskriklik baie in jou geestelike lewe. Okay, en van die woord. Nou wat is siel? Okay, daar is mos baie verduideliking, wat is gees, siel, liggaam en al die dinge. Ons gaan lekker daardeur hardloop, maar ek begin by siel. So maak jou hart oop, maak oop om te verstaan, wat is siel? Okay. God het Adam 'n lewende siel gemaak. Yes, want God het Adam 'n lewende siel gemaak. Okay. Nou 'n siel, jou siel, is jou geestelike liggaam. Dit is jou liggaam waarmee jy funksioneer in die geestelike wêreld. En jou siel is verbind met jou aardse liggaam. Amen. Okay, so het ons hom. Jou siel is jou liggaam waarmee jy in die geestelike wêreld funksioneer, wat verbind is aan hierdie vleeslike liggaam, hierdie aardse liggaam. Okay. En daardie siel, jou siel, het ook vlees en been. Hy het net nie bloed nie. Okay. So kom ons kyk hoekom het hy die bloed nie. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 50, maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die geestelike, die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. So hierdie liggaam met hierdie vlees van hierdie liggaam met sy bloed, met sy lewe, kan nie in God se koninkryk ingaan nie. Okay. Maar dit word volledig die les bespreek, maar Yes. later daarby uitkom. ja, ek noem net punte vanaand, hoor. Ons gaan dit nog in detail Hierdie bespreek. dinge is in die les. Yes, alles is in die les. Alles is in die les. Hoor, dit wat ek met u praat vanaand is in die les. Ons gaan in detail daarby uitkom. Ek wil net 'n beginsel aan u oorbring vanaand. Nou in Genesis 2 vers 22 tot 23 lees ons en die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. God het die asem van lewe in Adam geblaas, wat hom lewend... Wag, ek het nou 'n volgende punt al hier beet. Okay, so, wat ons hierso lees, dat jou siel is nie 'n spook of 'n deursigtige iets wat jy nie aan kan vat nie. Okay? Jou siel het 'n liggaam van vlees en been. Want God het uit Adam se siel het hy die ribbebeen geneem en hy het vir Eva gemaak en Adam het gesê, nou is sy vlees van my vlees en been van my been. Okay, so dit wys vir jou, daar's vlees en daar's been, daar's substansie. Jy kan 'n siel In die geestelike wêreld sien. Dis nie iets wat deursigtig is, wat rond sweef, wat hier tussen ons kan wees nie. Okay, so dit is 'n daadwerklike liggaam, net sonder bloed. Okay. Eva is uit Adam gemaak, in die beeld van Adam. Nou, Adam was in die beeld van God. So albei, Adam en Eva, was dan in die beeld van God geskape. Yes, Okay. Nou om in die beeld van God te wees, moet die gees van God in jou wees. Nou die gees van God is in jou siel wanneer jy die Here aanneem en dit is wat jou siel na die beeld van God verander. So hulle was lewend gemaak deur die gees. God het sy asem van lewe in Adam ingeblaas, so hy is lewend gemaak deur die gees. Amen. So hy was hierdie lewende siel wat in die teenwoordigheid van God was en Eva is uit die man gemaak en sy was ook na die beeld van Adam en Adam is in die beeld van God, so Adam en Eva is in die beeld van God. Okay, verstaan ons hom so. Nou niks. Net om weer te sê, dit is belangrik om te verstaan, want dit het baie betrekking op die wedergeboorte. Yes, ons moet hierdie dinge verstaan om werklik wedergeboorte te verstaan, om werklik ook vir mense te verduidelik, wanneer jy iemand moet bedien. So maak jou hart oop om te verstaan. Nou niks wat hier gebeur het, was verganklik nie. In die begin. Aan die begin.
in Genesis 1. OK, niks was verganklik nie. Maar die slang wat Satan is, het die mens verlei met sonde. Nou dit lees ons in Openbaring 12 vers 9, wie is die slang? En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So die slang wat Satan is, het die mens kom verlei met sonde. En hoe het hy die mens verlei? Hy het die woorde wat God met hulle gespreek het, om nie te eet van die boom van kennis goed en kwaad nie, aangehaal om vir Eva te verlei. Hy het op daardie oomblik God se woorde aangehaal, wat hy wel gesê het. Presies het dit net so gesê. Maar toe kom Satan, en hy kom bring sy eie oortuiging en interpretasie van die woorde van God. Want hy wil eintlik aan haar oordra, dat God net nie wil hê, dat sy goed en kwaad moet ken en soos God wees nie. OK? So hy het met 'n hele ander interpretasie gekom, met 'n ander verduideliking, en sy het geval daarvoor. OK? Kom ons lees hierso, ons gaan nou nie die hele stuk lees nie, dis in Genesis 3 vers 1 tot 6, wanneer jy dit wil gaan lees, wat hy maar net verduidelik het, julle sal gewis nie sterwe nie, want God het gesê, julle sal sterwe, nou hy het gesê, julle sal gewis nie sterwe nie. Nou hierdie sterwe wat hy van praat hierso, en dis wat ek gou hier wil bespreek, gaan nie oor 'n fisiese dood, soos ons dit vandag verstaan as 'n aardse dood nie. Wat het daai sterwe beteken? Wat God vir hulle gesê het, as julle van die boom van kennis goed en kwaad gaan eet, sal julle sterwe. Hulle het nie fisies gesterwe nie, want hulle het nog nie 'n liggaam gehad nie. Hulle was nog net siel gewees. OK? So, die siel kan nie sterf nie, omdat dit in 'n geestelike wêreld is. OK? So, daai sterf het beteken dat die siel van die mens uit die teenwoordigheid van God verwyder gaan wees. Dis al wat daai sterf beteken het. As jy nie meer in die teenwoordigheid van God is nie, dan sterf jou innerlike. OK? Want hy is nie in die teenwoordigheid van God nie. Daar's nie meer lewe nie, daar's nie meer gees nie, daar's nie meer krag nie, daar's nie meer 'n verstaan nie. OK? So dit is wat daai sterwe beteken het. Het ons dit, verstaan ons dit? Is ons by tot op hierdie punt? Sê gou vir my, thumbs up, thumbs down, sê gou vir my, waar trek ons nou? Verstaan, almal is almal by. So sterf is verwyder van God. Ja, sterf beteken in hierdie saak is jy's verwyder van God. Dis al wat daai sterf beteken. OK. Nou die aarde, wat eers die perfekte, onverganklike aarde was, is vervloek en verwyder uit die teenwoordigheid van God uit. Dit het verander na verganklikheid en materie. OK? Nou, dit is die aarde waarop ons nou woon. Dit gaan so net, waar kom die geslagte dan vandaan? Adam is manlik, so God is dan ook manlik. Ons gaan dit van, as ons in die les gaan in Delft, gaan ons dit duidelik bespreek. Yes. OK. Ons is van die daar is die geslag in die geestelike wêreld. Ja, ek gaan nou daarby uitkom. Okay. Ek gaan dit nou ook so 'n bietjie verduidelik, hoor. Nie presies dit nie, maar ons gaan al daai goed lekker bespreek. Is ons nog by, verstaan, ons maak dit ons opgewonde, dis 'n heerlikheid, wow. Bedoel, ja, hulle het nog nie bloed gehad nie, want hulle het 'n liggaam gehad. Ja, wat nou gebeur is, ons moet nou verstaan, hulle is geskape as siel. OK. Siel in die geestelike wêreld het nie bloed nie. OK? So, die siel van die mens lewe deur die gees van God. Dit word lewend gemaak deur die gees van God. En dit is wat gebeur het aan die begin. En ons gaan nou 'n bietjie verder aangaan vir wat het gebeur en tot by die liggaam, sodat ons dit mooi kan verstaan. Ja, en waar kom die geslag nou eintlik vandaan? Yes, want ons moet onthou, die siel het nie geslag nie. Die siel het nie geslagsdele nie. OK? So, niks in die geestelike wêreld was geskep deur seksuele omgang nie. So, dis die verwarring wat daar heers. OK? So, engele en siele in die hemel het nie geslag nie. OK? Maar waar kom geslag nou vandaan? En dit is waarna ons nou beweeg. OK? So, wat ek vir julle hierso wil sê, en ek dink net gou-gou, ons moet dit net gou-gou verstaan. Die aarde, waarop Adam en Eva aan die begin gelewe het, as siel,
was 'n perfekte, sondelose aarde in die teenwoordigheid van God. Okay? En daardie aarde, wat sonder sonde was, wat onverganklik was, is vervloek tot op die staat wat ons nou het, op hierdie aarde waarop ons nou lewe. So daar was nie 2 aardes nie, daar was 1 aarde. Die perfekte aarde in die begin is vervloek, en dit is die aarde waarop ons nou lewe. Okay. Die sonde het hom van gedaante laat verander. Die sonde het hom van gedaante laat verander. Okay. Dis wat sonde aan ons op doen. Okay, ons gaan nou uitkom. Hier is soveel dinge, ek kan vir sê, dit is soos, ek dink jy verstaan wat ek sê, jy wil van jou kop af raak, want dit is net amazing om al die dinge te verstaan. Maar as jy nog nie verstaan nie, asseblief, nadat ons 'n bietjie deurgegaan het, praat met ons, as jy met ons lekker wil gesels, ook privaat, anytime, okay, want ek weet, daar's baie dinge wat almal nou vir die eerste keer hoor. Okay, jy is dalk nog nie gekonfronteer met hierdie dinge nie, jy verstaan dit dalk nie so nie, so ek moes 'n paar keer verstaan hierdie goed vra, sodat ek dit kon verstaan, en dit my grootste vraag en my grootste kopbreek was die aarde, en op die ou eind kon ek verstaan, maar die aarde in die begin, is die aarde waarop ons nou lewe. Okay, kom ons gaan aan. So die aarde was eers geestelik, en volmaak, en sonder sonde, en as gevolg van die mens wat gesondig het, het dit in 'n totale ander staat verval. Van materie, verganklikheid, van vloek, van al hierdie dinge. Okay, van moeite, van smarte, van alles. Ons gaan nou lekker daaroor praat. Nou die siel van Adam en Eva was uit God se teenwoordigheid uitgedryf in die duisternis. Maar die siel van die mens kon nie in die duisternis vasgevang bly nie. Daarom moes daar 'n verlossingsplan gekom het. Nou ek kan nou dink jy kan verstaan hoekom die wedergeboorte so verskriklik belangrik is. Okay, want om te verstaan wat gebeur het met hulle, weet ons vandag hoekom dit so belangrik is om tot wedergeboorte te kom. Okay. Ek voel soos 'n eerstejaars student opgewonde om te leer. Wow, prys die Here, dis lekker. Ons almal is opgewonde. Nou, Adam en Eva het gesondig. Hulle het vir die slang geluister en God, daar kan nie sonde in God se teenwoordigheid bly nie. So God het hulle uitgedryf. Hulle was nog net siel. Okay? So God het die siel uitgedryf uit sy teenwoordigheid uit. Hy het engele voor die tuin van Eden gesit om dit te bewaak, want hy het gesê, as hulle nou van die boom van die lewe eet met die sonde wat hulle gedoen het, gaan hulle vir ewig lewe met daai sonde. En in God se koninkryk. So hulle kon verwoesting gesaai het, saam met Satan in God se koninkryk. So ek dink as ons die erns van dit verstaan, van sonde en ongeregtigheid verstaan, dan maak dit 'n mens nog meer, dat jy verstaan, Here, lees gou daaroor, daar's 'n kommentaar. My ma vind dit nou baie interesting om alles so te hoor. Sy sê sy het dit nog nooit so verstaan nie. Prys die Here, lekker. Wat is jou mamma se naam nou weer? Dit is net lekker. So ja, nou is ons op 'n punt. Okay? Kom ons gaan aan. Nou kan jy dalk vir my vra, maar hoekom het God hulle nie net vergewe nie? En aangegaan nie. Want daar tog nie vergifnis bestaan nie. So God kon nie vir hulle sê ek vergewe julle. Hulle kon nie vir hom sê jammer God en in die teenwoordigheid van God bly nie. Want daar was nog nie enigsins vergifnis nie. Dit is Miriam. Baie welkom Miriam, dis lekker om jou ook te sien en te verstaan, dat jy ook alles verstaan, is lekker. So daar was nog nie vergifnis gewees nie. Anders kon God hulle net vergewe het en hulle kon net aangaan in God se koninkryk. So nog net hulle siel was op die stadium in duisternis. Yes, okay. So hulle is as siel geskape. Hulle is as siel uit God se teenwoordigheid in duisternis uitgedryf. Okay? Maar God se gees was nog in hulle siel gewees. So nou was hulle siel en gees. Omdat God se gees in hulle siel was die mens siel en gees. Okay, nou,
Toe hierdie aarde nou uit God se teenwoordigheid uit vervloek is en hy word materie en hy word verganklik, toe moet daar iets met die mens ook gebeur. Nou sy siel was in die duisternis en as God nie vir hom 'n plan gemaak het nie, was hy vir ewig in duisternis vasgevang. Okay? So wat het God gedoen? Hy het die rokke van vel geskape vir die mens en die siel wat in duisternis vasgevang is, verbind aan die rokke van vel die aardse liggaam, sodat die aardse liggaam op die aarde wat vervloek is in materie kon funksioneer en aangaan. Okay? So God moes 'n verbintenis bring tussen die liggaam en die siel, sodat daar 'n plan gemaak kon word dat die siel nie vir ewig in duisternis vasgevang bly nie. Die rokke van vel is die liggaam van vlees en bloed. Yes, die rokke van vel wat God vir die mens geskaap het, is hierdie liggaam. Van vlees en bloed. Hierdie liggaam van vlees en bloed, hierdie liggaam van verganklikheid, hierdie liggaam wat kan doodgaan. Okay? So dit nou was die mens. Toe God nou die liggaam geskaap het van rokke van vel, toe is die mens gees, omdat hy gees in sy siel gehad het, was hy siel, en hy was liggaam, want hy was verbind aan sy liggaam. So nou was die mens gees, siel en liggaam. Hy het die gees van God in sy siel gehad, en hy is verbind met die aardse liggaam wat God vir hom geskaap het. So toe word hy gees, siel en liggaam. Het ons dit? Dis hoe maklik gees, siel en liggaam is. Okay, het ons dit? Is ons by? Prys die Here. Amazing. Kom ons kyk gou daar. Dis hoekom ons vergewe word deur die bloed van Jesus. Yes, ons gaan nou daarby uitkom. So die naaktheid wat hulle besef het, was die gevoel van skaamte oor die sonde. Ons gaan dit alles in detail bespreek. Ek gaan nie nou... Daar is nie bokvelle nie. Is nie bokvelle nie. Die siel is nie beklee met 'n bokkie se vel nie. Die siel is ook nie beklee met hierdie aardse liggaam nie. So, ek hoop ons kan dit verstaan. Jou siel is nie in jou aardse liggaam nie. Maar dit gaan ons breedvoerig bespreek in ons lesse soos ons gaan. Ja, dis waar hulle bloed gekry het was met die rokke van vel. Yes, met die rokke van vel het hulle bloed gekry. Toe is hulle hierdie liggaampie Dus hy totaal afgesny uit die geestelike wêreld. afgesny uit die geestelike wêreld uit. Hy kan niks meer daar doen nie. Al wat gebeur het, omdat hy die gees van God in sy siel gehad het, het God vir hulle wysheid gegee om op hierdie aarde te kan funksioneer. Yes. Want onthou net, jou siel is aan jou liggaam verbind. Hulle het die gees van God, die wysheid van God, die insig van God in hulle siel gehad, wat vir hulle gehelp het om hulle lewe op aarde te kan begin, om kinders te baar en al die tipe van dinge. Ja, so ons moet hier ons keuse maak dat die siel verlos kan word uit duisternis. Yes, ons gaan nou lekker daarby uitkom. Prys die Here. So ek hoop almal is by. Sjoe, nou verstaan ek dit soveel beter, die gees, siel en liggaam. Wow, dis awesome. Ons gaan nog so baie daaroor gesels. As jy dit dalk nie nou heeltemal begryp nie, mag jy ons vra enige tyd, maar soos die lesse vorder, gaan jy dit ook Maar lees beter dit tussen jou verstaan. handleiding deur. Jy mag asseblief jou handleiding begin deurgaan, hoor. Jy moenie dit los nie. Ja, die liggaam van vernedering. En ek dink soos mense nou klik as hulle nou gaan deurlees, gaan hulle hom kry. Yes, Al die as- skrifte is daar. Yes, as jy nou lekker deur jou handleiding gegaan, joep, gaan jy verstaan. Wow, dis awesome. Nou die mens het die heerlikheid van God verruil vir sonde en daarom die vervloeking. Nou, daar het iets met die man en met die vrou gebeur. Okay? Na vervloeking. Nadat hulle sonde gedoen het, is die aarde vervloek. Nou die vrou, wat het met die vrou gebeur? Kom ons kyk Yes, gou 'n hierdie bietjie. is crazy. Wat het met die vrou gebeur? Let op, dis mind-blowing om hierdie goed te verstaan. Dis awesome. Die val van die vrou het veroorsaak dat sy smarte in haar eie liggaam het om voor te bring. Ek dink elke vrou kan met my saamstem. Dis hel en smarte in die vrou se liggaam van punt 1 tot punt doodgaan. Okay. Die woord sê ook dat haar
begeerte sal na haar man wees. Nou het julle al gedink, hoekom sal haar begeerte na haar man wees? Kom ons gaan kyk. Dis awesome. Die man en die vrou moes skep. Adam en Eva se opdrag aan die begin was dat hulle 'n goddelike geslag voortbring. Dis mal. Okay? Peter verstaan nie, dis mal, sorry. Okay. Ek dink ek verstaan die term van is van 'n sonde gebore word. Dit is omdat jy met die rokke van vel nou gebore word na die geval van Eva en Adam slang, verstaan ek reg? Yes. Perfek. Het hom so. Julle het hom so. Hou hom so. Dis so awesome. Ek kan vir jou sê, jy gaan nie hierdie Bybelstudie wil los nie. Dis net awesome verby. Okay. So die opdrag aan die begin was dat die man en die vrou moes skep. Hulle moes 'n goddelike geslag na vore bring. Maar 'n siel het nie geslag nie. So die begin van hulle, die siel wat hulle gehad het nie geslag gehad nie. So hulle kon nie seksueel verkeer en 'n geslag voortbring nie. Want dan sou dit in elk geval ook nie 'n goddelike geslag gewees het as dit uit die mens se liggaam uitgekom het nie. Okay. Die val met die ongehoorsaamheid van die vrou is haar reg ontneem om te skep. Sy het in hierdie vervallendheid beland dat sy nie meer die reg het om geestelik te kon skep nie. Okay, nou is haar begeerte na 'n man. Hoekom? Want die man is die een wat die saad het, die vermoë het om aards te skep, om haar te bevrug, om te kan voortbring. En alles gebeur nou soos wat God gesê het in smarte. Nou bring sy 'n vleeslike geslag voort, wat 'n goddelike geslag moet word deur redding. Het ons hom. So my mind is besig om oor tyd te werk. Yes, ons gaan nou ontplof. Okay, so dit is wat met die vrou gebeur het. Dit is hoekom jy so begeerdheid na 'n man van klein dogtertjie af speel jy al pop en wil 'n baba hê en trou en al hierdie goed. So van die begin af, dis die wet van God gewees, is dat die vrou se begeerte na 'n man sal wees. Om te kan voortbring, sodat daar kan siele voortkom, sodat hulle gered kan word. Okay, het ons hom. En net die man het die vermoë, nie die vrou nie. Ja, want in die begin het die vrou eintlik op haar eie iets probeer doen, dit word sy verlei. Yes. So dis kom haar reg ontneem is. So, het julle dit gehoor hier by Stanley? Ek glo so. Right, dit is so mooi, wow, dit is so interessant, wow, dis prys die Here, dis mind-blowing, dis awesome. Okay, nou, daar het iets met die man ook gebeur. Nou Stanley het Sondag so 'n bietjie deurgepraat, maar ek gaan dit ook net so 'n bietjie met u deurpraat, en omdat hy my die toestemming gee, gaan ek dit deurpraat ook met die mans. Okay, so hy sit langs my, ek is onder gesag van hom, ek probeer nie die mans leer om voorheers nie, ek probeer net iets oordra, sodat ons iets kan verstaan uit die woord van die Here uit. Nou die man se ongehoorsaamheid het veroorsaak, dat die geestelike verander het in materie en verganklikheid. 'n vleeslike materiële wêreld, wat ons vandag ken, van moeite, verdriet, smarte en alles wat daarmee saamgaan. Ek dink jy kan met my saamstem. So die ongehoorsaamheid van die man het gemaak dat die hele skepping verander het. Dis eintlik skrikwekkend om aan te dink. Ja. Het jy al ooit daaraan gedink? So die man het geestelik verwoesting gesaai. Ja. Verwoesting is veroorsaak deur sy ongehoorsaamheid. Okay? Praat daaroor, né? Ja, dit is die groot ding. Die vrou sê maar net haar liggaamsaak. Okay, ons het die smarte in die liggaam en ons weet elke dag van hom. Okay, it's never ending. Maar die man was die oorsaak dat die wêreld, die skepping verander het in 'n ander vorm. Dis verwoes. Okay. Ek wil net noem, ons is op 52, so
Dit is 520, dit is awesome, prys die Here, mense, ons gaan leer van die woord van die Here, so hoe meer kan inskakel, hoe meer kan weet, awesome. Asseblief, as julle ons wil help om hierdie post te boost, laat weet ons, wees deel van God se koninkryk, help ons om hierdie woord uit te kry na elke liewe mens op hierdie aarde, asseblief. Nou terwyl die man geestelik was, het hy verwoesting veroorsaak in sy ongehoorsaamheid, dit het ons nou gesê. Nou die man besef nou op hierdie stadium, dat hy herstel moet bring, hy weet hy het droog gemaak. Nou, wat wil die man nou doen? Nou wil hy die vleeslike, verganklike wêreld herstel, wat deur sonde veroorsaak is. Hy wil net aangaan om sonde te skep. Hy wil aangaan om sonde te skep, om sonde te versterk. In plaas daarvan om te besef waar hy moet herstel. Ok, nou alles, kom ons gaan net gou na 'n punt toe. Alles waarin ons gehoorsaam is aan God se woord, het 'n geestelike effek. Ok, so ons moet dit verstaan. Wat vir ons duidelik is dat ons goeie werke nou aan die nuwe Jerusalem bou. Amen. Okay? So alles wat ons doen volgens die woord van die Here waarin ons gehoorsaam het 'n effek in die geestelike wêreld. Yes, Okay, jy doen dit nie maar half verniet nie. Dit het 'n effek. En dit bou aan die nuwe Jerusalem. Nou wanneer ons die evangelie verkondig ons aan die ganse geestelike wêreld. Dit is in die koninkryk van God en in die koninkryk van Satan. So al die magte heersers in die lig. Kom ons lees hier so Efesiërs 3 vers 8 tot 10. Ek het dit dan nie hier neergesit nie. Ek dink ek kan my eie tyd lees. Moet ons dit gou lees? Kom ons lees dit gou. Ja, man. Efesiërs, dit is so opgewonde, ons gaan niks uitlos nie. 3 Dis Bybelstudie, soos kan ons tyd vat. vers 8 tot 10. 8 tot 10. En een keer terug. Nou dan. Aan my die geringste van al die heiliges is hierdie genade, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. So, ons het die genade gekry om hierdie evangelie van Christus te verkondig. Is dit nie mooi nie, is dit nie heerlikheid nie. Dit is 'n rykdom, dit is onnaspeurlike rykdom. Jo. En vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus. Daar sien ons dit nou weer. Sodat ons deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So wanneer jy die evangelie verkondig op hierdie aarde, of dit nou 500 is, en of dit nou 1000 is, en of dit 1 is, en of dit net jy is, maak nie saak nie, jy verkondig dit aan die hele ganse geestelike wêreld. Almal hoor, almal verstaan, Satan word herinner aan sy oordeel wanneer die evangelie uitgaan. So hierdie Bybelstudie word op die stadium aan biljoene geestelike wesens verkondig. Ons moet nie sisteer aan nommertjies op Facebook nie. Biljoene demone en God se engele almal hoor hierdie wysheid van. Ja, en die engele is begeerig om hier in te sien. En dit kan mag verkondig. En dit kan, maar hulle mag dit nie verkondig nie. Ons het 'n siel. Ons kan dit verkondig. Ja, is Wow, is dit nie amazing nie? Dis awesome verby. Ja. Right, ons gaan aan. Nou elke siel wat bereik word deur die evangelie en daaraan gehoorsaam raak, word 'n nuwe skepsel in God se koninkryk. Dit is soos 'n nuwe babietjie wat gebore word. Nou hier kan ons sien waarom Jesus gesê het dat ons weer gebore moet word. Nou, dit is waar die man moet skep. Om weer die goddelike geslag, wat God se opdrag van die begin af was, voor te bring deur redding van siele. Nee. Nou 'n siel is soos 'n wêreld. As ons kan verstaan wat in die geestelike wêreld aangaan. Groot is jou siel. Hoe groot is jou siel? Hoe groot is jou siel se hart? Jou innerlike, kan ek vir jou sê, jy gaan baie anders dink in die evangelie en jy gaan baie anders operate. Okay, jy gaan jou lewe gee vir dit as jy dit verstaan. Okay, en 'n siel wat soos 'n wêreld is, kan of geskep word, of dit kan verder verwoes word.
Yes. Okay. So, ons mans moet verstaan dat ons daar moet herstel, in die geestelike wêreld moet herstel. Ons moet in die geestelike, ons moet siele win vir God se koninkryk, om mense se innerlike te help, sodat hulle tot redding kan kom. Dit is waar ons moet, waar is my woorde nou? Dis waar ons moet ons verantwoordelikheid optel as Yes, julle moet julle verantwoordelikheid optel as mans. Ons het ander verantwoordelikheid as vrouens, dis vreeslik. Maar tog is almal ons verantwoordelikheid teenoor die evangelie. Yes, maar wanneer die man sy saak met die Here regmaak, kan hy geestelike wêrelde verander deur die evangelie uit te dra, sodat redding in mense kan plaasvind. En hy moet vir die vrou leiding gee. Wat gebeur op hierdie stadium? Die vrouens gee vir die mans leiding. Die vrou word voorgedruk. Dis alles wat gebeur in hierdie hele lewe is die vrou se skuld. Die vrou se verantwoordelikheid. Dit wat verkeerd loop, dit wat reg word, maak nie saak nie, dis die vrou. Okay? Maar die man skerm agter die vrou en druk die vrou vooruit. En dit is wat God die man wil leer, is dat hy is die verantwoordelike een, wat die vrou die leiding moet gee. Hy moet verstaan wat sy geestelike plig is teenoor sy gesin, behalwe om te lewe en te eet. Hy mag dit nie as 'n verskoning gebruik om sy geestelike verpligting aan sy vrou of aan ander oor te laat nie. So, ons kan nie sê maar ons werk hard, ek kan nou niks doen, my vrou moet maar die geestelike deel in die huis optel nie. Dis nou juis waar jy jou verantwoordelikheid moet vat. Nou aan die begin het die man slegs die verantwoordelikheid gehad om in die geestelike wêreld te skep, sonder moeite. Okay? Dit was sy verpligting gewees. Hy moes 'n goddelike geslag voortbring, en in die gees was dit nie moeite gewees nie. Maar, toe hy sondig, en alles verander, toe kry hy hierdie druk, en hierdie las van die vleeslike by. En nou, is dit sy verantwoordelikheid om dit op te hou, die vleeslike, en om die goddelike geslag na vore te bring. So die man het 'n geweldige taak, wat hy moet uitvoer. Okay, het ons hom. Die man het 'n liggaam ontvang, en dit is nou baie, baie interessant. Die man het 'n liggaam ontvang, wat besny kan word. En dit dui aan sy verantwoordelikheid om die juk van sonde te verwyder. Is dit nie amazing nie? Nou, aangesien dit nog in die Ou Testament was dit 'n profetiese daad. Okay, ons gaan nie meer mekaar besny en jy word besny en al die dinge nie. Ons gaan dit nou verstaan. Okay, maar die man moes in hierdie liggaam wees om hierdie juk van sonde te verwyder. Okay. En dit was 'n profetiese daad. Nou die vrou is ook onder die beskerming van die man, maar sy was ook blootgestel aan die dood, sou haar man nie in die weë van God wandel nie. Daar was plekke wat 'n hele familie uitgeroei word as die man verkeerd was. Vrou, kinders, diere, alles was weggevee. Okay? So, dit is die belangrikheid van die man om reg te wees in sy lewe. Nou, kom ons op 'n punt. Jesus was die volmaakte man wat die juk van sonde verbreek het, aangesien die mens dit nie kon regkry nie. So dit is hoekom Jesus gekom het. Hy is die volmaakte man en hy het hierdie juk van sonde kom verbreek. Nou, as ek daarin dink, die sonde het die vloek gebring. En dis onder daai vloek wat ons gebukkend gaan. Maar as ons hart vir die Here gee, die oomblik wat ons tot wedergeboorte kom, breek die vloek van sonde oor ons lewe. Dan is daar nie meer die geslagte en goed wat gebreek moet word en allerhande dinge nie. Op daai oomblik breek die vloek van sonde oor jou as mens. Is dit nie amazing nie? Nou is elkeen se man Jesus Christus, waarin ons elkeen moet behoort. En daarom moet ons nou die besnydenis van die hart deelagtig raak om gered te word. Dit gaan nou nie meer oor man of vrou nie. Nog man, nog vrou. Ons geestelike man Christus behoort om die goddelike, ons moet nou in ons geestelike man Christus behoort om die goddelike geslag voor te bring. So ons kan nie gaan sê, ek het nie verantwoordelikheid as vrou nie,
dis my verantwoordelikheid ook om nou my hart vir Here te gee, om weergebore te word, sodat my hart besny kan word, sodat ek ook 'n goddelike geslag na vore kan bring. OK. Nou terwyl ons nog die vleeslike liggaam het, rus die verpligting op elke manlike persoon om te verstaan wat sy verantwoordelikheid teenoor die evangelie is. Hy kan dit nie afskuif na sy vrou of na ander toe nie. Dis net so opsomming. Nou, ek wil gaan net gou hier vinnig ietsie verduidelik. Ja. Hier's 'n vraag, so 'n bietjie van die punt af. Ek weet nie of ons daarby gaan uitkom, hoe ver gaan jy nog gaan nie. nog 'n entjie. Nog 'n entjie. Want ek wil net graag ietsie noem. Ek wil net graag ietsie noem. Okay. So daar was die vraag gewees. Werner het genoem, so as ons op aarde praat, hoor al die siele in die doderyk wat ons sê. Okay. Nee, glad nie. Omdat net daai skrif praat net daarvan, wanneer ons die evangelie van waarheid verkondig. Omdat net as ons besig is met 'n leuen en besig met ons eie dinge en goeders, is ons afgesny van die geestelike wêreld. Dan verkondig jy nou nie aan die en die mense in die doderyk hoor of in die hel hoor wat jy nou sê op aarde nie. Dat hierdie gaan suiwer in die konteks van die verkondiging van die evangelie. Ons moet dit ook net in daai konteks verstaan, want dit is 'n baie belangrike punt en 'n mens kan dan maklik weer by die punt kom van ons kan met die dode kommunikeer. Ons kan nie, ons mag nie. Die ou wat dood is afgesny van hierdie wêreld, daar's geen meer kommunikasie nie. Yes. So dit is uiteindelik wanneer die woord van waarheid verkondig, word die woord verkondig. Dis nie jou woorde wat jy verkondig nie. Yes. So die geeste en magte en owerhede in die lig, in Satan se koninkryk, dit gaan nie oor die siele wat hulle in die hemel is nie, nee, verstaan ons dit reg? En die siele wat hulle in die doderyk is nie. Yes. Dit gaan oor Satan en sy demone en God en sy engele en Jesus Christus Yes. en almal wat in die hemele is. Yes. Okay. En ook net wanneer jy die evangelie verkondig. Net wanneer jy die evangelie verkondig. Ons kan nie met die dode praat nie, ons kan hulle nie gaan oproep nie, ons kan nie met hulle gemeenskap hê nie, niks nie. As jy dood is jy dood. Jou siel is in bewaring in God se koninkryk en dit kom saam met die Here Jesus Christus wanneer hy kom met die wederkoms om verander te word. OK. Ek wil ook net weet, gaan jy aan nog op die punt of voel jy in jou hart nog om voort te gaan? Waar trek ons nou met tyd? Nee, dis al 20:08. Kan ons nog so 'n entjie gaan, 20 minuutjies tot 8:00? Hoe voel julle? Kan ons nog aangaan? Dit gaan nou nie meer lank wees nie, ons gaan nou na 'n punt toe. OK. Is dit reg? So nou gehoor, hulle gaan nou antwoord. Almal nog reg, almal nog by, almal nog tyd. Mooi verstaanbaar. Meer. Dit gaan aan. Ons hoor daar gaan aan. Gaan aan. Yes, okay. Ja, asseblief gaan aan. Yes. OK. Kom ons gaan aan. Die mens het op 'n punt gekom wat hy so gesondig het met die siel, met die gees van God in sy siel, in sy innerlike, dat God besluit het om sy gees uit die mens se siel te onttrek. OK? Wanneer het dit gebeur? Dit was met die vloed gewees. Daar was net 8 siele gered. Dit was Noag en sy gesin en die diere wat in die ark geneem is. OK? En daar het God gesê, die versinsels van die mens se hart is altyd deur sleg en God het gesê dat hy smart in sy hart het dat hy mense geskaap het. En hy het gesê dat sy gees nie meer in die mens sal heers nie. Nou dit lees ons in Genesis 6 vers 3. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. OK, so daar was 'n daadwerklike verandering gewees toe die gees van God nie meer in die mens se siel was nie. Hulle het honderde jare oud geword en God het gesê die gees gaan nie meer daar wees nie. Hy het alle lewende wesens en alles uitgeroei behalwe Noag en die 8 siele was, hy en sy gesin en dan die diere wat in die ark geneem was. OK. So nou was die mens sonder die gees van God in sy siel. So, die mens was gees, siel en liggaam. OK. Toe sê God, ek gaan my gees onttrek. Toe is die mens siel en liggaam sonder gees. OK. So toe is die mens totaal verwyder van God sonder sy gees. Nou, elke siel in die Ou Testament is doderyk toe en geen siel kon gered word nie, omdat Satan mag gekry het oor die siel in die begin, omdat die mens gesondig
het. Okay, het Satan die mag gehad oor die siel en hy het elke siel in die Ou Testament in die doderyk gewerp. Okay, hulle kon nie hemel toe gaan nie, hulle kon nie gered word nie, net Henog en Elia en Moses was direk hemel toe. Okay. Nou die mens het die beeld van God verloor, omdat slegs die gees van God die mens se siel kan verander na die beeld van God. Okay, so, toe die gees van God uit die mens se siel onttrek is, toe is die mens se siel nie meer in die beeld van God nie, want dit is net die gees wat jou siel in die beeld van God kan verander. En dit is hoekom ons tot wedergeboorte moet kom. Ons gaan nou daarby uitkom. So die mens was aan vervloeking oorgegee en aan verganklikheid sonder redding. Nou God maak aan Abraham 'n belofte dat sy nageslag sal wees soos die sand van die see en die sterre van die hemel, ontelbaar. En God stel die besnydenis in. Nou die besnydenis is later in die wet ingeskryf en elke manspersoon moes besny word om deel te wees van God se volk. So die mans wat nie besny was nie deel van God se volk nie. Ewen as daar gemengde bevolking ingekom het, moes hulle besny word om deel van God se volk te word. Okay. So dit wys ons weer eens die man moes sy verantwoordelikheid opgetel het. Yes. Die man moes hierdie juk van sonde probeer afkry. Okay. So, nou gaan ons na die verlossingsplan van God kyk, nou dat ons al hierdie dinge verstaan. Die mens moes loskom van die vloek wat op die sonde gerus het. Nou God het die wêreld so lief gehad dat hy elkeen wou red. Dit sien ons in Johannes 3 vers 16. Hy het sy enige gebore seun gestuur om ons los te kry uit hierdie mag wat Satan oor die siel gekry het aan die begin. Okay. So, Jesus Christus moes kom, die seun van God, dis die enigste een wat ons kon losmaak van die sonde, van die ongeregtigheid, van Satan. Nou, dit was Jesus se verantwoordelikheid, omdat hy die mens geskape het. Is dit nie mooi nie? So, ons is deur Jesus geskape, en ons moes deur Jesus gered word. Dis so mooi, wanneer ons dit verstaan. Nou, omdat Satan mag het oor die siel omdat Satan mag oor die siel van die mens gekry het Jesus sy lewe kom gee, omdat hy in die Ou Testament gesterf het, moes sy siel doderyk toe gaan. Yes. Nou, hy het in die doderyk ingegaan, met die gees van God in sy siel, en hy die gevangenisse gaan uitlei van die Ou Testament. Almal in die Ou Testament wat doderyk toe is, het Jesus gaan uitlei, die evangelie gaan verkondig in die doderyk. Hy het die duiwel oorwin, hy het hom ontroon van sy posisie wat hy gehad het in die geestelike wêreld, die posisie dat hy ons siel in sy mag gehad het, hy is ontroon van daai posisie. Jesus neem die sleutels van die dood en die doderyk by hom, en hy neem ook die sleutel van vergifnis om vir ons te gee, dit wat ons weerhou het, om in God se koninkryk te kon ingaan, want net vergifnis kan maak, dat ons in God se koninkryk kan ingaan. Amen. En dit was van ons as mens weerhou. Daar was nie vergifnis aan die begin dat God net kon sê, ek vergewe vir jou Adam en Eva, bly in my teenwoordigheid nie. Die Here Jesus Christus moes kom, hy moes sy lewe gee, hy moes ons kom versoen met die Vader deur die offer wat hy gebring het, sodat daar vir ons vergifnis kan wees en redding vir ons siel. Is dit nie mooi nie? Dis die enigste manier waarop ons kan loskom van Satan, is deur vergifnis. En dis waar wedergeboorte inkom. Nou, dis wat Jesus vir Nikodemus verduidelik in Johannes 3, dis 'n geestelike geboorte. Dit is wat aan jou aan God se koninkryk verbind. As jy nie weergebore is nie, kan jy God se koninkryk nie sien of ingaan nie. Amen. Okay? Dis die woord, dis ja en amen. Ons kan nie stryd daarteen nie. Dis wat Steini nou so mooi verduidelik het. Sondag, jy kan nie net glo nie. Glo is 'n daad. So jy moet jou hart oopmaak, die Here Jesus Christus aanneem, sodat jy gered kan word. En dan gee God vir jou die wedergeboorte. Nou die besnydenis wat God ingestel het in Jesus in vervulling gekom. In die Ou Testament was dit 'n vleeslike daad wat verrig moes word aan die vooruit van die man. Dit was 'n profetiese daad wat die hele tyd uitgevoer is. Okay. Om die sonde af te sny. Yes. Nou in die Nuwe Testament is dit Jesus wat ons moet aanneem. En dit is God self wat nou hierdie daad verrig, maar dit bly 'n geestelike daad.
Yes. Okay, nou is dit 'n geestelike daad. Dit is nie meer 'n vleeslike daad wat in 'n mens verrig word nie. Dit word nou in jou hart. Jou siel het 'n hart. En in daai hart word jy besny. Jy kry 'n teken, 'n merk in jou hart dat jy besny is en dat jy nou aan God se koninkryk behoort. En jy word verseël deur die Heilige Gees. Is dit nie mooi nie? So die besnydenis verwyder die bedekking van sonde van jou hart. Yes, die besnydenis bedekking nou die sonde van jou hart. Dit was daai sonde wat moes afgesny word aan die vooruit. Nou is dit in jou hart. Yes. Okay. Nou is dit nie meer 'n vleeslike daad nie, maar wel 'n geestelike. Okay. So, net die wat in die Ou Testament besny was deel van God se volk. Nou is dit presies dieselfde. Slegs die wat sy hart besny is deel van God se geestelike volk. Die nageslag wat hy aan Abraham beloof het, want Abraham het dit so verwag. Hy het verlossing verwag. Nou kom ons kyk, wat was hierdie seën wat hy aan Abraham beloof het. Handelinge 3 vers 25 tot 26, ek gaan dit gou vinnig vir ons deurlees. En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met die vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal die geslagte van die aarde geseën word. God het, nadat hy sy seun Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur, om julle te steun deur elkeen van sy booshede te bekeer. So dis die seën, dit is die verlossing wat Abraham verwag het. Okay? Is dat hulle uit die doderyk kon uitkom. Dat hulle verlossing kon kry, dat daar vir 'n verlossing kan plaasvind, sodat hulle kan vrykom van die mag van Satan. Amen. Nou wat moet ons doen? So het ons nou die prentjie. Ons Het ons die prentjie. Ons het hom. Okay, ons het hom. Nou, wat moet ons doen om die wedergeboorte te ontvang? Die seën van wedergeboorte. Yes. Die seën van verlossing. Om ons van ons booshede te bekeer. Nou God hoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar hy wat die wil van die Vader doen, hy wat regverdig lewe, hy wat God vreesig is in sy wil doen, die verhoor hy. Okay? Nou sodra 'n persoon sy hart oopmaak en erken dat hy 'n sondaar is en hom bekeer van sy weg en die Here Jesus aanneem, op daai oomblik hoor God jou. Okay? Want jou hart roep uit, hy maak oop, hy's gebroken, hy vra vir redding. So dan hoor God jou. En wanneer jy jou hart oopmaak en die Here Jesus Christus aanneem as jou verlosser en jou sonde bely en erken dat jy 'n sondaar is, dan skenk God vir jou die wedergeboorte, daai besnydenis van die hart, die teken dat jy in sy koninkryk behoort. Is dit nie mooi nie? En Jesus is die borg van die Heilige Gees. Amen. So deur Jesus stort God die Heilige Gees in jou siel uit. Nou word jy weer 'n lewende siel soos aan die begin. Yes. Want jou siel was dood. Maar nou kry jy die Gees van God in jou siel en nou word jou siel lewend. Okay? Nou verander dit weer na die beeld van God. So die Gees van God verander jou na die beeld van God. Amen. Okay. So niemand kan die Gees kry wat nie gered is nie, want Jesus sal dit nie toelaat nie. Yes. Okay, hy is die borg. So elke ou kan nie sê ek is gered omdat Jesus vir my aan die kruis gesterf het nie. Daar moet iets in jou lewe plaasvind, sodat jy daai wedergeboorte kan kry, die Gees van God kan ontvang, waarvan Jesus die borg en die middelaar is. Nou wanneer ons wel tot wedergeboorte kom en ons ontvang die Gees, nou word ons weer Gees, siel en liggaam. Okay. So met die vloed was hulle siel en liggaam, hulle het nie meer die Gees van God gehad nie. Nou moet ons terugkeer na God toe, ons moet die Here Jesus Christus aanneem in die wedergeboorte, ons moet gered word in ons innerlike, dan het ons weer die Gees van God, so ons is Gees, siel en liggaam. Is dit nie amazing nie? Amazing. Nou dat ons die prentjie het van hierdie les, die beginsel, die verstaan van hierdie les, gaan ons nou punte in detail begin bespreek om die geestelike geboorte nog beter te verstaan en dit wat in jou siel gebeur. Prys die Here. Prys die Here. Dit is ons aanbieding vir vanaand.
hoop jy het geniet, ek hoop het vir sin gemaak, en asseblief kontak ons, praat met ons. As jy vanaand vir die eerste keer ingeskakel het, en jy het nog nie jou les gekry nie, in die ek kan nou nie lekker sien daar nie, kan jy dalk daar kommentaar sien? Ja, dis skrif in Kolossense, is die mens, gees, siel en liggaam en heilige gees. Is die mens gees, siel, liggaam en heilige gees. Geestelike dood voor wedergeboorte en siel is beter van liggaam. Geestesmens nie in beheer, na wedergeboorte neem geestesmens weer plek in. Dan is die gees van die Here, ons moet die gees van die Here toelaat in ons lewe, met jou wedergeboorte. Want die woord van die Here sê, ons moet gees, siel en liggaam onberispelik voor hom wees. Nou kom ons praat net vinnig oor 'n beginsel. Sodra God iets vir jou gee, is dit jou verantwoordelikheid. Nou, dit was ook die ding in die begin met Adam en Eva ook. Adam en Eva het die gees van die Here gehad, so dit was ook hulle verantwoordelikheid om te sorg dat die gees van die Here in hulle siel bly en gehoorsaam wees aan die gees van God, want die gees van God spreek nie dit wat God spreek. So nou kom jy tot bekering, nou ontvang jy die Heilige Gees, nou is dit jou gawe, dis jou verantwoordelikheid, jy moet daarna kyk. Dis hoekom hy sê jy moet onberispelik wees, want 'n mens kan die gees van die Here uitblus, mens kan die gees van die Here bedroef, van so aard, daar's vele skrifte daarso, wat ons nie nou natuurlik gaan behandel nie, wat hy sê, hoe God in 'n vyand van ons verander, wanneer ons hom weerstaan en nie sy wil doen nie, en daai tipe van ding, ons kan oorgegee word in die krag van die dwaling en daai klas van ding. So ons moet sorg dat die gees van die Here in ons lewe brandend bly, maar jou siel, daar is nog sonde in jou siel, dit lees ons in Romeine 6 en 7, en jy moet die Here begin dien, van so 'n aard dat jy meer gehoor gee aan die gees van die Here wat in jou siel uitgestort is. Want jou siel is jou geestelike mens, in jou siel is jou hart en verstand, die gees van die Here is in jou siel uitgestort, so nou is dit jou verantwoordelikheid om gees, siel, liggaam rein te wees. Met ander woorde, as jou innerlike skoon is, as jou begeertes reg is, as jy na die gees van die Here lewe en wandel, sal jou aardse optredes ook rein en reg wees. Ek hoop dit kan in kort so 'n bietjie beantwoord, maar ons kan in 'n volgende keer dit al bietjie meer in detail deurtrap. Ja, wanneer jy gered is, wanneer jou siel gered is, ontvang jy die Heilige Gees. Ons gaan dit lekker nog in diepte bespreek. Yes. Ons gaan dit lekker deurpraat, sodat almal dit reg kan verstaan, met die betrokke skrifte, met alles. Dis wat ek sê, ek het vanaand 'n oorsig gegee. Ons gaan alles in detail lekker bespreek. Want jy sê eintlik, ek hoor ons sê eintlik 3 dele, want dan het jy siel, jou siel is een. En in jou siel ontvang jy die gees van die Here en jy is liggaam. Yes. So jou siel is 'n geestes liggaam, soos wat jy 'n aardse liggaam het. So jy 2 liggame. 'n Geestelike liggaam wat die siel is, 'n aardse liggaam wat hierdie vleeslike liggaam is, en dan die gees van God is in jou siel. Dis nie iets apart van jou siel nie. Net om dit so te stel. Okay. Prys die Here, ek hoop jy verstaan dit lekker. Mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde aand hê. Loof die Here, as jy ons wil help om hierdie post te boost, laat weet vir ons, dat ons dit oral kan uitkry oor hierdie hele wêreld, en dat elkeen kan hoor van die woord van die Here. En as jy nog nie jou handleiding het nie, as jy vanaand vir die eerste keer ingeskakel het, laat weet ons, stuur vir ons jou e-posadres, sommer dalk op hierdie post, dan kry ons jou e-posadres. Dis lekker om ook die nommers te hê. Ek wil ook elkeen aanmoedig wat die handleiding gekry het, asseblief gaan raak deel van ons WhatsApp channel. Daar deel ons alles, daar hou ons jou op hoogte en al die dinge. Dit is net maklik om vir almal one-shot 'n boodskap deur te kry, as op dit op Facebook te sit en almal mis dit dalk, of wat ook al die geval mag wees. So asseblief raak deel ook van die WhatsApp channel. As jy nie weet hoe nie, kontak ons stuur vir jou die link, dan kan jy net gaan follow ook op WhatsApp. Prys die Here. Lekker aandjie, lief vir almal, geniet die week wat voor lê, en donderdag aand, 6:30, dit is nou oor 1 slaapie, 2 slaapies, vanaand se slaapie en môre se slaapie, gaan Stanley dit vir ons bedien in Engels. So dan vat hy die Engelse saak van die wedergeboorte en hy bedien dit vir ons lekker deur. So as jy Engelse vriende het, mense wat weet wat Engels is en al die dinge, asseblief sê vir ons en stuur hulle nommertjies of sê vir hulle kan asseblief ons kontak, dan kan ons al hierdie dinge uitsorteer. Lekker aand, lief vir almal. Ja, dit word op YouTube opgelaai, die aanlyn kerk. Die aanlyn kerk op YouTube, en dan ook op die
wat sê ander een? Telegram channel, kom die video ook op, so as jy aan ons Telegram channel wil behoort, sê vir ons, anders kan jy op ons YouTube kanaal behoort, op YouTube, op die aanlyn kerk, of dan op Facebook, want ongelukkig, na 'n maand word hierdie posts afgehaal. Ons het geen beheer daaroor nie, maar ons hou dit wel op YouTube. Okay julle, lekker aandjie, lief vir almal, lekker slaapies, bye! Skakel donderdag in. Julle gaan weer ander heerlike, fantastiese goed hoor.